Kom bedien elkeen deur u Gees vanoggend. Minister to each person sitting here, through your Spirit. Wat vanoggend, Here, bring heling, bring genesing. Ek bid vanoggend vir 'n heelmaking, waar daar stikkendheid is, waar daar seer is, gebrokenheid. Here, kom maak heel vanoggend. Maar Here, kom vanoggend en kom werk in ons. Doen dit wat u wil doen in ons vanoggend. Ek bid dit in Jesus naam. En ek bid, Here, help my om met die woord reg oor te lewer vanoggend. En Here, dat dit in ons harte sal insink. Maar ek bid, Heilige Gees, dat u dit sal oopbreek in elkeen vanoggend. In Jesus naam, dankie. Dankie, Here. Thank you for your presence. Sit net so 'n oomblik in sy teenwoordigheid. Dankie, Here, U is hier. U is hier. Dankie. Dankie, U gee hoop. U gee krag. Thank you, Jesus. Dankie, Here. Amen. En amen. Wel, aangaan ons het begin met 'n reeks en boodskappe wat ek wil praat oor. In hom is ons, beweeg ons en leef ons. En ek wil vanoggend praat oor, hy kom vorm vir my en vir jou. He molds each and every one of us. He shapes us. In him we live and move and have our being. En ek bid vanoggend dat, is nooit so hoor vanoggend dat, vanoggend kom deel maar, hoe vorm hy my en jou? Hoe werk hy met ons? En net so herinnering aan gepraat oor, dat ons is in Christus en Christus is in ons. En net 3 paar skrifgedeeltes, ons het dit nou al 'n paar keer gehad. Ek wil julle net herinner, Paulus skryf in Romeine 6, vers 3, en dan sê hy, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom, saam met Christus, begrawe deur die doop, in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n ou lewe kan wandel. Waar kry jy dit? 'n nuwe lewe. He says, don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. 'n nuwe lewe. Maar hoe lyk daai lewe? Wat word verwag? Wat gebeur? Kolossense 2 vers 9 sê, want in hom, in Christus, in Jesus, hy sê, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. En julle het die volheid in hom. En dink bietjie mooi wat daai teksvers sê, daai geskrifte, wat hy sê, want in Christus woon die volheid van die Godheid liggaamlik. Die volheid van die Godheid. Alles wat nie Vader is, alles wat die Heilige Gees, alles, die hele Godheid, woon in Christus. En julle
jy sê vanoggend, sê net agter my, en ek het die volheid in Christus. Sê dit weer, ek het die volheid in Christus. For in Christ, all the fullness of the deity, some of the translations say, for all the fullness of the Godhead lives in bodily form, and in Christ you've been brought into fullness. Daar's 'n volheid van die Godheid wat in jou woon. So omdat ek in Christus, mense, daar's so baie skrifte wat praat oor Christus, ons in Christus en Christus in ons. Julle ken al die dinge, ek het al soveel keer, maar ons moet dit elke keer. Waar woon die Heilige Gees? In my. So as die Heilige Gees in my woon, het ek Christus in my? Ja. Het ek die volheid van die Godheid in my? Ja. Die Heilige Gees is nie 'n aparte persoon of iemand wat nie deel is van die Godheid. Hy is deel van die drie-eenheid. So die volheid van die Here woon in jou. The fullness of the Godhead. The Holy Spirit is part of the three in one. He's part of the Godhead. And He dwells in you. Jesus praat, Johannes 15. Het was Vrydagoggend bid by Klem, toe sê Klem, nee, hy het 'n skrifgedeelte wat hy wil deel, toe is Johannes 15. Maar net hy geweet, dis waaroor ons praat vanoggend. Johannes 15, praat Jesus van dit wat ek nou gesê het. Hy deel dit, maar hy gebruik beeldspraak as hy van praat. Hoor wat sê Johannes 15, lees dit vanaf vers 1, en hy sê, ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord. Daai woord rein, as jy gaan kyk in die Grieks, beteken skoongemaak. Daai woord beteken gesnoei. Wanneer hy praat van hy maak skoon, dan sê hy eintlik hy snoei ons. He prunes us. Hy sê julle is alreeds gesnoei deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Wil weer sê, bly in my, sê Jesus, soos wat ek in julle bly. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Hy sê weer, ek is die wynstok, en julle is die lote. En wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Sonder hom kan ons dit nie doen nie. Hy sê, as iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp, soos die loot en verdroog, en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle bietjie vrug dra. Hy sê, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Hoor bietjie wat sê die Amplified, die Engels, hy brei hom so bietjie uit. Hy sê, for I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Any branch in me that does not bear fruit, that stops bearing, he cuts away, trims off, takes away, and he
cleanses and repeatedly prunes every branch that continues to bear fruit. And to bear fruit, to make it bear more and richer and more excellent fruit. You are cleansed and pruned already because of the word which I have given you, the teachings I have discussed with you. Dwell in me, and I will dwell in you. Live in me, and I will live in you. Dwell in me, and I will dwell in you. Live in me, and I will live in you. Just as no branch can bear fruit of itself without abiding in, being vitally united to the vine, neither can you bear fruit unless you abide in me. I am the vine. You are the branches. Whoever lives in me and I in him bears much fruit, abundant fruit. He says, however, apart from me, cut off from vital union with me, you can do nothing. If a person does not dwell in me, he's thrown out like a broken off branch and withers. Such branches are gathered up and thrown into the fire, and they are burned. But if you live in me, abide vitally united to me, and my words remain in you and continue to live in your hearts, ask whatever you will, and it will be done for you. When you produce much fruit, my Father is honored and glorified. And you show and prove yourselves to be followers of mine. So wat sê die Here? Hy soek vrug in my en jou lewens. En daar's gereeld, oralster in die skrif sien ons, die Here soek dat ek en jy vrugbaar moet wees. Alles wat hy geskep het hy geskep om vrugbaar te wees. Maar hy soek vrug by my en jou lewens. Hy word verheerlik wanneer ek en jy vrug dra. Maar wat ek vanoggend bietjie wil bykom stil staan, is dit wat hy sê. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, die snoei hy. So as daar vrug in my lewe is, en as die vrug nie so lekker is, dalk net so 'n klein vruggies, hy snoei my en jou, sodat ons meer vrug kan dra. Beter kwaliteit vrug kan dra. En hoe doen hy dit? Hy sê dit in vers 3, hy sê, julle is alreeds rein gemaak, skoon gemaak. Julle is alreeds gesnoei. En onthou, Johannes 15 vind plaas. Dis van die laaste leringe wat Jesus besig is om te gee vir sy disippels. Dis die laaste nagmaal wat hulle gaan vier, voordat hy gevange geneem gaan word en gekruisig word. So John 15, it's the last teachings that Jesus is sharing with his disciples before he's taken prisoner and before he's crucified. So hulle sê die laaste woorde wat iemand spreek voordat hulle gaan doodgaan, is gewoonlik belangrik. Is crucial. So ek en jy moet luister, wat is dit wat hy vir my en jou wil leer? Wat is dit wat hy in my en jou wil kom deponeer? So hy sê daar, julle is reeds gesnoei deur die woord wat ek gespreek het. So hoe het Christus gesnoei? Hoe was hulle gesnoei? Jesus is die wynstok, ek en jy is die lote, die Vader is die landbouer. Hy snoei, die snoeisker is die woord wat die Here spreek. The pruning scissors, the pruning shear that he prunes us with is the word of God.
En ek wil vanoggend vir julle 'n paar voorbeelde gee van hoe die Here sy disippels gesnoei het. Hoe sy woord gewerk het, hoe hy verandering gebring het en hoe hy in my en jou verandering wil bring. Nou een ding wat ons moet besef, die woord van die Here is kragtig. Ons lees in die woord, hy sê, sy woord, alles is geskep deur sy woord. Alles het tot stand gekom deur sy woord. Alles word in stand gehou deur sy woord. Everything that was created by his word. So sy woord het krag. Sy woord bring lewe. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Die Amplified sê die volgende, hy sê, for the word that God speaks is alive and full of power, making it active, operative, energizing, and effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating to the dividing line of the breath of life, of the soul, and the immortal spirit, and of joints and marrow, of the deepest parts of our nature, exposing and sifting and analyzing and judging the very thoughts and purposes of the heart. So weet wat, his word, what his word is doing, it goes into the deepest parts of our inner being, of our nature. And it exposes, it's sifting and analyzing and judging our every thought and purposes of our hearts. So sy woord kom en sy woord bring skeiding. Hy identifiseer, wat is die dinge wat in jou hart is? Wat is die dinge wat jy bedink? Wat is die gedagtes wat jy koester? En daai goed wat jy koester, daai goed wat jy bedink, belyn dit, is dit besig om op te lyn met die koninkryk, met Christus? Of is daai goed besig om te verhinder dat ek gaan vrug dra? Jy sien, baie keer kan daar 'n takkie begin groei. Die takke het baie mooi groen blare. Maar as jy gaan kyk na die takkie, dan sien jy, hier's nie vrugte op baie blare nie. Dis mooi blare. Dit lyk nice, maar daar's geen vrug nie. Of die vrugte is verskriklik klein, maar dit dra nie effektiewe vrug nie. En wat die Here sê is, hy sê, my Vader is die landbouer. Die Here sê, hy kom snoei my en jou. So daar's dinge, ek wil nou takkies noem. There's branches that are growing out of us, that are not bearing fruit. They've got leaves, but they are hindering us from bearing fruit. And he says he wants to prune us. In other words, he's going to take away the things, remove things from us that's hindering us from bearing fruit. Want jy sien, daai tak wat daar groei, vat energie van my. Daar gaan energie in daai tak in. Daar gaan moeite in daai tak in. En dit beteken niks nie. Dit bring nie vrug nie. Nou hier's 'n paar voorbeelde. En onthou, 2 Timoteus 3 vers 16 sê ook die volgende. Hy sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Ons het vandag die voordeel dat ons het 'n skrif. Moet onthou, hierdie Bybel het nie bestaan in die tyd wat die disippels geleef het nie. Hulle het nie almal 'n Bybel in die huis gehad nie. So ons is so besonder bevoorreg.
Maar ja, dis nie waar ek wil gaan nie. Nou is voorbeelde. Nou julle moet weet, wat gebeur het al met die disippels? Hoe meer hulle gegroei het in Christus, hoe meer dinge het hulle gesien, hoe meer dinge het hulle beleef en ervaar. Tot op 'n stadium wat Jesus vir die disippels uitstuur, 2 by 2, en hy stuur hulle uit, maar die Here stuur die disippels uit, en hy sê, gaan dan heen. Hy sê, gaan, maak die siekes gesond, gaan wek die dooies op, dryf demone uit, en hy stuur hulle na waar hulle gebly het. Dit is eintlik interessant. Hy stuur hulle juis daarvan waar hulle vandaan kom. Waar is die moeilikste plekke om te bedien? Die mense wat jy ken. Wie is die moeilikste ouens om te bedien? Jou family. The most difficult people to minister to is your family. En hy sê ook in die skrif, hy sê, van 'n profeet word nie altyd geëer in sy eie land nie. Maar hy stuur hulle soontoe. Nou kom hierdie disippels terug. Hulle het belewennisse gehad. Hulle beleef duiwels vlug. Duiwels word uitgedryf. Siekes word gesond. Hulle beleef fenomenale goed. En daar's iets van 'n vrymoedigheid wat begin groei in die disippels. En ek wil jou kom uitdaag. Jy sien, die Here wil hê ek en jy moet uitreik na mense toe. Want wanneer ek en jy uitreik, dan beleef ons dinge wat ons nie andersins sou beleef het as ek nie uitgereik het nie. Wanneer jy bid vir iemand en die Here gee deurbraak, wat gebeur binne in jou hart? What happens when you pray with somebody and there's a breakthrough? Yes, we rejoice because of the breakthrough, but what does it do in your heart and spirit? Wat doen dit in jou? Gee dit vir jou 'n groter vrymoedigheid? Begin jy ook voel, you feel more bold, a greater boldness? Daar's 'n courage? Man, as jy begin bid en die Here begin siekes gesond maak, jy begin soek vir die ouens wat siek is. Maar saam met daai goeters baie keer, die groei kan ook veroorsaak dat daar snaakse takkies begin groei. Daar kan 'n arrogansie kom. Daar kan 'n hoogmoed kom. Allerhande goed gebeur. Nou kyk wat gebeur hier. Die Here sê, as jy vrug dra, hy wil hê jy moet meer vrug dra. En die meer vrug is ook, hy wil hê jy moet goeie kwaliteit vrug dra ook. So dis hoekom die Here jou gaan snoei. En ek wil net ietsie sê, daar's 'n verskil, glo ek, tussen snoei en dissipline. Hebreërs 12 skryf die Here en hy sê, omdat julle my seuns, my dogters is, omdat julle my kinders is, omdat ek julle liefhet, gaan ek julle dissiplineer. So as jy regtig droog maak, en goeters gebeur, hy gaan jou dissiplineer, en die dissiplinering is anderster as snoei. Ek wil nie nou daarin gaan, want dan gaan ek myself heeltemal sidetrack. Maar hy wil my en jou snoei. Onthou wat hy sê, Romans 8 verse 29, die Amplified, die tweede gedeelte, hy sê, he also destined from the beginning, ordaining them to be molded into the image of his Son, and share inwardly his likeness. Vrug is 'n uiterlike manifestasie van 'n innerlike wonende Heilige Gees. So met ander woorde, die Gees wat in my woon, die vrug in my lewe, is 'n uiterlike manifestasie van daai Gees, van sy Gees wat in my is. Fruit is an external manifestation of an internal living Holy Spirit. So he wants to mold us into the image of his Son. Hy wil hê ek en jy moet soos Jesus wees. Wat ek dit nou sê, voordat ek dit vergeet. Jesus sê,
staan hy vroeër in hy gedeeltes praat hy van en hy sê, ek kan niks doen sonder my Vader. Ek doen wat ek my Vader sien doen. Hy praat op 'n stadium en hy sê, die woorde wat uit my mond uitkom, kom eers uit my Vader se mond uit. Wat sê hy vir ons? He's teaching us to be molded into the image of His Son and share inwardly His likeness, is that I will live independence of my Father. Dat ek en jy sal wandel en sal leef in 'n afhanklikheid van die Vader. En dis hoekom hy sê, julle kan niks doen sonder my nie. Wat sê hy? Ek leef in 'n totale afhanklikheid van my Vader. I live in surrender to my Father. Mense geloof, faith is not your performance. Faith is your surrender to Christ. Jou geloof is jou oorgawe, daai surrender, daar's nie 'n mooi woord Afrikaans vir. Dis jou surrender aan die Here. Nou gebeur dit, nou hierdie disippels, hulle begin al hoe meer waagmoed kry. Hulle begin meer boldness kry. Nou wandel hierdie disippels op 'n stadium, nou het hulle hierdie deurbrake gehad. Jesus werk met hulle oor sekere goeters. Op 'n stadium hulle kry nie demone uitgedryf nie en Jesus werk met hulle en hy leer hulle. Nou stap hierdie disippels. Nou wat staan hulle in stry oor mekaar? Jy moet weet, hulle het nou goed al beleef. Die Here werk deur hulle. Die Here gebruik hulle. Nou stap hulle in die groepie manne, nou stap hulle saam. Hey, wie dink julle gaan die grootste van ons wees in die koninkryk? Posisie. Who do you think amongst us is going to be the greatest in the kingdom? Klink dit soos 'n takkie wat nou gaan begin groei? Hy gaan blare hê. Maar gaan hy vrug, die regte vrug dra? Is dit die vrug? Is daai takkie op pad na die vrug wat die koninkryk moet gaan manifesteer? So, hier's 'n takkie wat begin skeef groei. Wie is die grootste, sê hulle? Markus 9 vers 33 af. Jesus antwoord, en onthou, Jesus antwoord hulle nie op 'n manier wat hy hulle verneder, platslaan en hy snoei hulle. Hoe leer hy hulle? Hy roep 'n kind en hy sê, die kind moet dader kom en die kind moet by hulle kom staan. En hy sê, as julle nie word soos hierdie kindertjie nie, kan julle sien, hy begin daai tak te snoei. Jy sien, Jesus leer 'n ander lewensbeginsel. Hy kom, elke keer as Jesus kom met sy woord om te snoei, kom hy en hy kom konfronteer jou waardesisteem. Every time Jesus prunes you, he's confronting your value system, your world view. Hy kom en hy kom snoei en hy kom kyk, dinge wat jy vashou, gedagtes wat jy koester, wat nie daar moet wees, want daai gedagtes wat jy koester, gaan verhinder dat jy vrug dra. Die waardes wat jy het, onthou, waardes is die goed wat vir jou belangrik is, en jou waardes bepaal jou gesindheid, en jou gesindheid bepaal jou gedrag. But values determine your behavior. So he comes and he confronts and challenges your values. Hy wil jou gedagtes vernuwe en verander, sodat jou gedrag sal verander, dat daar vrug sal wees. Hy sê, as iemand eerste wil wees, if you want to be first, if you want to be the greatest, as jy wil eerste wees, moet hy die laaste van almal wees. Daai ambisie, daai trots, daai selfverheffing, is nie die vrug wat in jou lewe moet wees. You're not sharing inwardly his likeness. Hy werk in jou. Hy kom en hy sê, leierskap gaan oor diensbaarheid. If
If you want to be a leader, become a servant leader. Dan kom hy, Lukas 9. Nou, julle moet Lukas 9 gaan lees. Lukas 9, daar's 'n klomp voorvalle, maar jy moet hom mooi aandagtig lees. Mooi kyk na elke situasie wat gebeur. Dan gaan jy sien, hoe snoei die Here sy disippels. Maar ek gaan net so 'n paar uitlig. Jesus is nou op pad, Jerusalem toe. Hy weet, dis sy laaste trippie soontoe. Hy gaan die laaste nagmaal, hy het hierdie ouens nou al voorberei, hy's op pad. Hy gaan kruis toe gaan. En hy stuur van sy disippels vooruit. In Lukas 9 vers 49, hy sê in Johannes, hy stuur vir hulle, en ek gaan nou nie als, gaan lees die hele ding deur. En toe hulle deur 'n dorpie in Samaria gaan, nou onthou, die Samaritane en die Jode sit nie om dieselfde vuur nie. Daar's groot, kan ek maar sê rasisme daar. Jode like nie die Samaritane en die Samaritane soek nie die Jode nie. En hulle stap deur hierdie Samaritaanse dorp en hulle soek 'n plek waar hulle kan oornag. En toe hulle hoor, Jesus is op pad Jerusalem toe sê hulle, Jom, julle bly nie in hierdie dorpie nie, move, skuif. Julle moet gaan. Julle gaan nie hier bly nie. Klink soos die Vrystaat in die ou bedeling. Jy kan deur die Vrystaat ry, maar jy kan nie oorslaap in die Vrystaat nie. In vers 49 sê hy, en Johannes en Jakobus het daar geloop. Nou moet julle weet, hierdie Johannes en Jakobus, hulle het nou al 'n klomp dinge ervaar in die Here. Hulle het die krag van die Here ervaar. So, daar's al hoe meer vrymoedigheid by hierdie manne. En nou kom Johannes, en hy kom by Jesus, en hierdie goed speel in my gedagtes ook baie keer af, om dit prakties te probeer beleef. Nou dink ek, Johannes en Jakobus praat, en sê, hey, hierdie werk nie man. Wie dink hierdie is die Samaritane, wie is hulle? Ek het 'n voorstel. En hulle sê, kom ons gaan na Jesus toe. En Johannes kom by Jesus en sê, Jesus, ek het 'n great idee. Kan ons nie vuur uit die hemel uitroep en ons vernietig daai hele dorpie? Is daai takkie 'n takkie wat vrug van die koninkryk en van Jesus gaan dra? Daai takkie gaan nie die regte vrug dra nie. Dis 'n tak wat moet gesnoei word. Maar Jesus sê vir hom, dit by die regte plek kom. Sorry, ek het daarso. Jakobus en Johannes sê, Here, wil U hê ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos wat Elia gedoen het? Maak dit nog meer amper skriftuurlik. Maar Jesus, hy draai om en bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoe danige gees julle is nie. Want die Seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red, en hulle het na 'n ander dorp toe gegaan. Hy knip daai takkie af. Hy sê, Jesus het gekom, ek het gekom, nie om dood te maak nie, maar om te red. Ouens, change, daai denkwyse, verander, daai attitude, daai gaan nie vrug dra nie. Knip hom. Sny jou takkie af. Sorry, dit was die gedeelte van 51. 49 sin, Johannes kom. Ek weet nie hoe Johannes en Petrus is van die ouens wat baie paar kere goeders doen. Johannes kom en hy sê, hulle kom en hulle sê, Meester, ons het iemand gesien wat in U naam die duiwels uitdryf en ons het hom belet. Omdat hy U nie saam met ons volg nie. Ek weet nie wat dink hy, Johannes, hy dink,
Hy vat daai ou vas en sê, hey chom, jy's nie saam met ons nie, jy moet stop met dit wat jy doen. Nou kom hy by Jesus en ek dink hy's nogal trots op homself en sê, Here, Jesus, ek het 'n ou nou uitgesort, hoor. Daai ou dryf duiwels uit in U naam. En hy's nie deel van ons nie. En ek het vir hom gesê, hey chom, stop jou storie. Lyk dit soos 'n takkie wat die regte vrug dra? Jesus antwoord en hy sê, maar Jesus sê vir hom, moet hom nie belet nie, want wie nie teen ons is nie, is vir ons. Sien, hy change sy denksysteem. Hy verander sy waardesisteem. Hy verander sy gedrag. Hy challenge hom. Ek staan amper klaar. Daar's 'n klomp voorbeelde nog. Gaan lees Matteus 16. Toe Jesus op 'n stadium vir hulle vertel dat hy gaan sterf en die kruis doodgaan. Petrus het so 'n boldness ontwikkel dat Petrus bestraf vir Jesus. Jesus, hy ou God's gehad. Hy bestraf hy sê, Here, dit kan nie gebeur, ons kan nie, dit gaan nie gebeur nie. Is dit 'n takkie wat reg vrug dra? Jesus knip daai takkie baie vinnig af. Hy knip hom, dink ek, sommer stomp af. Jy sien, jou gifting, jou gawes wat jy het, the gift that you might have, Peter had a zeal for the kingdom, a zeal for Christ. But jou zeal, jou gawe wat jy het, as dit nie onder Christus is nie, as dit nie aan die koninkryk onderwerp word nie, sê ek nou vir jou, dit gaan sports veroorsaak. An unharnessed passion will destroy you. Sy gawe is nie onder die leiding en beheer van die Here nie, maar toe dit onder die leiding en die beheer van die Here kom, toe op Pinksterdag staan Petrus op, maar hy met 'n anderster ziel, maar 'n ziel wat onder die leiding van God se Gees is, en duisende kom tot bekering. Maar dis die laaste ene wat ek by wil uitkom. In Handelinge 10, Acts 10 verse 1. En daar was in Caesarea 'n man met die naam van Cornelius, 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Hy's 'n Romeinse soldaat. Hy's 'n hoofman oor 100. Hulle sê, ek weet nie, hulle sê die hoofman oor 100 is soos 'n kaptein in ons moderne weermag, maar in elk geval die oue drank. En hy het hierdie klomp ouens onder hom. Hy's 'n Italianer, is nie 'n Jood nie. Maar hoor wat sê hulle van Cornelius. Hy met sy hele huis was vroom en godsvreesend en het baie almoesa aan die volk gegee en was altyd in gebed. Altyd deur in die gebed tot God. Hierdie ou is 'n heiden. Maar hy het eers gehoor van God, van Jesus. En hy gee vir die armes. Hy bid gedurig en eenslag terwyl hy vas en bid, sien hy 'n visioen. En in die visioen hy sê, hy het almoes aan volk gegee en was gedurig deur in gebed tot God. En hy het duidelik in 'n gesig omtrent die 9de uur van die dag 'n engel van God na hom sien kom en vir hom sê, Cornelius. En hy het die oë op hom gehou en vol vrees gesê, wat is dit my Heer? Toe antwoord die engel hom en sê, jou gebede en almoses het voor God in gedagtenis gekom. Stuur dan nou manne na Joppe toe en laat vir Simon haal, wat ook Petrus genoem word. En hy is tuis by 'n sekere, ook 'n Simon, 'n leerloeier, wie se huis by die see is. Hy sal jou sê wat jy moet doen. Wat 'n incredible belewenis. En hier gaan hierdie diensknegte. En dan lees jy nou verder.
Petrus is by Simon die leerloeier se huis. En hier omtrent 12:00, middagete, gaan Petrus boop die dak om te gaan bid. En hy's boop die huis se dak, Simon se huis se dak, en hy bid daar. En toe hy nou bid, ek weet nie of hy gevas het nie, want dit is altyd as jy vas, dan word jy honger, of as jy bid, dan word jy altyd honger. Hy word toe honger. En kyk wat gebeur. Handelinge 10 vers 11. En skielik, toe hy honger is, sien hy die hemel geopend en 'n voorwerp soos 'n groot laken na hom afdaal, wat aan die 4 hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word. En in daai laken, gaan lees die verhaal, dan sien ons, julle onthou, dit sê, al die 4-voetige, al die kruipende, al die diere, alles is daar binnekant. En die Here sê vir Petrus, neem, eet. En weet jy wat was binne in daai laken? Al die diere. Al die goed wat die wet gesê het, jy mag nie eet nie, is binne in daai laken. Prons, skulpvis, kruifish, vark, al die goeders. Hy sê, Here, ek kan nie eens vat in daai goed nie, ek mag nie. 3 keer sê die Here vir hom, vat en eet, want wat ek heilig en rein verklaar, is rein en heilig. Jy sien, daar's 'n mindset in Petrus wat die Here moet verander. Daar's 'n tak wat gegroei het, wat nie vrug besig is om te dra nie, en daai vrug moet ernstig geknip word. Want jy sien, al sy energie gaan in daai godsdienstige oortuigings, daai denkwyse, daai world view wat Petrus het. Jode meng nie met wie? Die heidene nie. Want Petrus het nog 'n ou Joodse perspektief, 'n godsdienssiening, soos wat die Joodse godsdiens is. Hy sit tog met daai beskouing. En dit moet gesny word. En hoeveel keer sit ek en jy nie met religious mindsets, met godsdienstige beskouings, wat ons het, wat kom uit ou bedelings, ou leerstellings wat ons aan blootgestel word, ou teachings en goed wat ons aan beleef het. En die Here wil daai goed sny, want dit verhinder dat jy die vrug kan dra wat jy moet dra. En Handelinge 10, vers 28. Nou, net voordat ek daar kom, toe Petrus hierdie ding beleef het, praat die Here met Petrus, genees als, en hy sê, jy gaan ouens nou by jou deur klop, luister na hulle, gaan saam met hulle. En hier klop Cornelius se diensknegte aan die deur. And his servants knock on the door, and Peter opens the door. It's heathens. En hulle sê, nou vir lang storie, Petrus sê vir hulle, die Here sê, ek moet saam met julle gaan. En hier gaan Petrus, nou vat hy sommer 6 ander gelowiges, vat backup. Gaan nie alleen nie. You always go with backup. Jy moet altyd saam met jou manne vat. Hy vat sommer 6 saam met hom is dit 7, dan sit seker 'n volmaakte getal ook, maar in elk geval, dis my storie. En dan lees jy vers 28, nou kom hulle by Cornelius se huis. En dis nie net Cornelius nie, Cornelius het ook backup. Cornelius het 'n klompie mense genooi om daar te wees. Om te hoor, manne, ek neem aan, ek weet nie of dit net manne was, maar ek neem, sy familie was ook daar, manne, vroue, mense, wat honger na die Here. En Petrus sê vir hulle, hy het vir hulle gesê, julle weet dat dit vir 'n Joodse man verbode is om met iemand van 'n ander volk te assosieer of om te besoek. Maar God het my gewys dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie. Nou die wat luister dalk na die boodskap, please just hold on to your seats now. Racism is not from God's kingdom. Rasisme kom uit die hel uit. Dit kom nie uit die koninkryk uit nie. En die Here is besig, he's busy pruning
South Africa. And in some places, he's going to have to discipline. Hy het gesê dat geen mens onheilig of onrein genoem mag word nie. En toe Petrus nog besig is om hierdie woorde te spreek, hy is nog besig om met hierdie ouens te preek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het, en die gelowiges uit die besnydenis, nou sy backup, sy 6 ouens wat saam met hom gekom het, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek, niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here. Something happened. Dis die eerste uitreik na buite toe. Voor Paulus nog. Dis die eerste, kan ek maar sê, sending uitreik. Dis die eerste heidene wat op daai manier bedien word. As daai takkie nie gesnoei was, wat sou gebeur het? Wat se religious views en oortuigings en allerhande ander oortuigings sit ek en jy mee wat verhinder dat ons vrug dra? Wat se gedagtepatrone en goeters koester ek en jy? Wat se wêreldbeskouinge beskoester ek en jy? Wat se takkies is besig om te groei en die Here wil vir jou en my kom snoei. Hy wil my en jou vrugbaar maak, want hy sê, hy verwag van jou en my om vrugbaar te wees, om vrug te dra. En jy sien hy gebruik, Jesus is nie meer hier nie, is nie daar nie, maar hy raak hom nog aan. Jesus is nie meer op die aarde nie, die Heilige Gees is hier, en hy wil jou en my kom snoei. En daar is soveel ander voorbeelde, wat ons vanoggend kan deel. Op 'n stadium, lees jy verder in Handelinge, in Galasiërs 2 lees jy, Paulus moet Petrus vermaan, omdat Petrus weer sy gedagtepatroon weer teruggaan na die ou Joodse goeters. Die Here kan baie keer iemand gebruik om jou terug te bring na die koninkrykswaardes in jou lewe. Jy sien wanneer hy snoei, when he prunes you, he brings you back to kingdom values. He confronts and changes your story. En die laaste skrifvers wat ek wil deel. Jakobus 1 vers 21. En mense gaan lees weer Matteus, wat hy ook praat van, julle ken die gelykenis van die saaier. Saaier het saad gesaai, saad het geval op die pad, op die klipgrond, en tussen die onkruid en die dorings. Hy praat van ons harte. Hoe lyk jou hart vanoggend? Ontvang jy vanoggend die saad wat die Here met jou wil deel? Ontvang jy vanoggend die woord wat die Here in jou lewe inspreek? Hy sê daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Ontvang die ingeplante saad van die woord wat in staat is. As hy praat van jou siel, dan praat hy van om jou denke te verander, om jou wil te werk, om jou emosies aan te raak. Jou siel is al daai dinge. Sê vir iemand langs jou, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante saad van die woord. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Jy sien, die Here praat en hy gee vir jou woord en hy sê, hoor die woord, ontvang sy woord, laat dit in jou hart inkom. Dit moet ingeplant word in jou hart, want dit is in staat om jou denke te verander, om jou waardesysteem te verander, om jou wêreldbeskouing te verander, en dit gaan jou gedrag impakteer. Hy sê, word 'n dader van die woord, nie net 'n hoorder nie.
Stop quoting scripture and start doing what his word says. As iemand 'n hoorder van die woord is hy nie 'n dader nie. Die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Wil jy gelukkig wees in wat hy doen? Ontvang met sagmoedigheid sy woord en word 'n dader van sy woord. Mense, dis nie performance nie. Dis 'n uitvloeisel om in hom te bly. Bearing fruit is not performance, it's abidance. If you're abiding in the vine, you will bear fruit, because you cannot do anything without Christ. Jy kan nie dit doen sonder Christus nie. Julle kan nie, gaan lees die Engelse vertaling ook daarvan. Ek kan hom opsom as vir dankie Gunther. Hy sê, get rid of all uncleanness and the rampant outgrowth of wickedness, and in a humble, gentle, modest spirit receive and welcome the word which implanted, rooted in your hearts, contains the power to save your souls. Ek like God. Ontwikkel 'n courage soos die poppie. Sy bang niks nie. Jesus het gesê het word soos kindertjies. But be doers of the word, obey the message, and not merely listeners to it, betraying yourselves into deception by reasoning contrary to the truth. What reasonings are you entertaining that are contrary to the truth of our King? I say, but be doers of the word, obey the message, and not merely listeners to it, betraying yourselves into deception by reasoning contrary to the truth. Stick to it. En dan sê hy, but he who looks carefully into the faultless law of liberty, and is faithful to it, and perseveres in looking into it, being not a heedless listener who forgets, but an active doer who obeys, he shall be blessed in his doing, in his life of obedience. Jesus is besig om my en jou te snoei met sy woord. En ek wil vra, ontvang jy vanoggend sy woord met 'n sagmoedigheid? As jy besig, laat jy toe dat hy woord in jou hart kom bly. Want hoekom? Jy en ek moet vrug dra. Vrug is 'n uitvloeisel van my verhouding met hom. If you're not abiding in him, if you're not abiding in him, make a plan. Abide in him. Ek kan nog baie sê. Ons gaan volgende week verder praat. Here, dankie vir elkeen hier vanoggend. Dankie vir u woord. Dankie dat u ons liefhet. Dankie dat u vir ons omgee. En ek bid vanoggend, Here, dat elkeen wat hier is in u sal bly. En Here, dat elkeen wat vanoggend hier sit, vrug sal dra. That we will bear fruit, that we will abide in you. En Here, dat ek bid vanoggend dat ons met sagmoedige harte, ontvanklike harte, u woord sal ontvang. En dat u woord verandering sal bring in ons lewens. Here, dat mense Christus in ons sal sien en beleef. That when pressure comes, it'll reveal Christ in me. Wanneer die druk kom,
dat dit Christus in my sal openbaar. Here, kom sny gedagtes, denkwyses, waardes wat ons koester, wat nie van U af is nie. Ek bid vanoggend, sny dit, snoei ons, en maak ons skoon, in Jesus naam. En dankie vir die werk wat U alreeds gedoen het, en dankie vir die woord wat sê, dat U die werk wat U in ons begin het, sal volbring. En terwyl ons so sit, en elke oog gesluit is, as jy vanoggend hier sit, en jy is nie in die wynstok nie, if you are not abiding in the vine, don't walk out of this place before you've connected with the vine. En as jy vanoggend sê, Here, ek is nie in die wynstok nie. Here, daar is nie verhouding met U nie. En jy sê vanoggend, Here, ek wil in 'n verhouding, ek wil daai verhouding staan. Here, ek wil die loot wees wat in U ingeënt is. Tel net vir my jou hand op en sê, Here, if you're not in the vine and you want to be in the vine, just raise your hand, just raise it and drop it and say, Lord, I want to be in the vine. Dankie, julle twee is al. Verseker. As daar nog iemand is, wat sê vanoggend, Here, I want to be in the vine. Dankie, 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 dankie. Father, I pray that you will come and prune. Some of us that have raised our hands are in the vine, and you are busy working with them. Father, thank you that you will complete the work that you've started in them. In Jesus' name. Dankie, Here, vir hierdie, dankie vir Tiana en vir Kanem. Dankie, Here, dat U deur daai twee jong manne dinge doen wat mense gaan verstom. Dat hulle Jesus waarlik in U gaan sien en beleef. Ek wil vra vanoggend, as jy vanoggend gebed nodig het, jy wil iemand moet praat om jou lewe met die Here reg te maak, klem staan gou op, asseblief. Wil julle nie sommer net, iemand kyk nou rond, maak nie saak wie rond kyk eintlik nie, wil julle nie saam met Klem gaan, Klem wil net saam met julle gebed doen, en net gou saam met julle ietsie deel. So asseblief neem die vrymoedigheid, stap saam met Klem as jy jou hand opgesteek het, en jy wil net verder bediening nodig hê. Daar's Klem daar agter. Kom ons staan almal.